die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dis regtig die genade van die Here dat ons sulke wonderlike nuwe liedere kon kry vandag. En ons hardloop nou op 'n nuwe stelsel daar agter. Ek praat nou ons asof ek hier gaan bly. Maar daar's nou 'n ander stelseltjie daar agter aan die gang, so dis nou 'n hele aanpassingkie. Maar dit het goed verloop. Dit het regtig goed verloop. En wat ook nou lekker is, ons leer nou ook ek glo nuwe liedere waarmee ons ook die Here kan loof en prys. En regtig net sy naam besing. Ek wil almal uitnooi voordat ons begin met die skriflesing dat ons eers ons oë toemaak asseblief. Sluit ons die oë. Laat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart welbehaaglik wees voor U aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Bid dit in die heilige naam alleen, Here. Amen. Ek wil almal, ons gaan nou is daar 'n openingslied dan nie? OK, ons het nie openingslied nou gehad nie, dis reg. Maar ek wil almal uitnooi en maak julle die woord van die Here oop by Romeine 15. Ons gaan daar vanaf vers 14 lees tot en met vers 22. Romeine 15 vanaf vers 14 tot en met 22. Ek lees vir u. Maar ek self ook, my broeders, is oortuig aangaande julle, dat julle self ook vol van goedheid is, vervuld met alle kennis, in staat om ook mekaar te vermaan. Tog het ek ten dele taamlik gewaag om aan julle te skrywe, broeders, as een wat julle herinner, kragtens die genade wat my deur God gegee is, om 'n dienaar van Jesus Christus onder die heidene te wees, 'n dienaar van die evangelie van God, sodat die offer van die heidene welgevallig kan wees, geheilig deur die Heilige Gees. Ek het dan rede om te roem in Christus Jesus, in die dinge aangaande God. Want ek sal nie waag om iets te sê van dinge wat Christus nie deur my gewerk het nie, om die heidene tot gehoorsaamheid te bring met woord en daad, deur die krag van tekens en wonders, deur die krag van die Gees van God, sodat ek die evangelie verkondig van Christus volbring het met die sodat ek die evangelie verkondiging van Christus volbring het van Jerusalem af en rondom tot Illyricum, maar so dat ek my eer daarin gestel het om die evangelie te verkondig, nie waar Christus al reeds bekend was nie, om nie op die fundament van 'n ander te bou nie, maar soos geskrywe is, hulle aan wie niks van hom vertel is nie, sal dit sien, en hulle wat nie gehoor het nie, sal dit verstaan. Daarom is ek ook elke keer verhinder om na julle te kom. Net dit sover uit die onfeilbare woord van die Here, en dan vra ek ons weer eens die oë sal sluit, dan bid ons tot die Here. Almagtige Heer, Hemelvader, Jesus en Heilige Gees. Ek dank U, Heer, vir hierdie struktuur wat U ingestel het, Here. Die struktuur, Here, van U liggaam. Maar Here, wat so wonderlik is, Here, dat toe U Gees uitgestort is, Here, het die evangelie dadelik begin uitgaan na die wêreld. En so het ons ook gister geleer dat daar 3000 mense was wat tot bekering gekom het. En dag na dag, Here, het U nog mense bygevoeg. En Here, wat so wonderlik is dat Paulus nou ook skryf in Romeine, Here, waar hy gesê het, Here, dat hy gaan daar waar die evangelie nog nie verkondig is nie, sodat hulle die evangelie kan hoor, dat hulle gered kan word, dat hulle deur die Heilige Gees geheilig kan word, Here, dat hulle dan ook in hulle dade geheilig kan word, om te doen wat reg is in U oë. Dit is so wonderlik, Here, dat U die mensdom so lief het, dat ons weet dat U om by 2000 jaar terug aan die kruis gesterf het vir ons sondes, Here. Dat ons gered kan word en geheilig kan word, dat ons hemel toe kan gaan. En ek dank U daarvoor. Maar Here, daar's wel 'n proses wat ons nou in is, Here. Elke kind van die Here het 'n daaglikse wandel, Here, waarin hy wandel, Here. Iets wat hy moet doen, dinge wat hy aanpak, Here.
En in dit, Here, moet hy meer streef om heilig te wees soos U is. En ek vra, Here, dat U asseblief in daai weg ons sal help, Here. In daai wandel ons sal dra, Here, dat ons heilig kan wees vir U, omdat U heilig is. Here, ek wil wel vra, Here, dat met vanaand se boodskap, dat U hierdie boodskap van ons sal laat verstaan, Here, die idee dat die Heilige Gees ons dra, ons ondersteun in heiligmaking, ons in staat stel om te kan groei in heiligmaking, Here. Ek dank U daarvoor. Waarlik, Here, dankie. Here, ek wil weer eens net bid vanaand, Here, vir elke persoon wat nou nie hier is nie. En vra, Here, dat U asseblief met hulle sal wees, Here, sal U hulle bewaar, sal U hulle veilig hou, Here. Here, ek weet nie wat is die rede daarvoor nie, Here, maar asseblief, Here, ondersteun hulle, dra hulle. Here, ek wil net graag vir jou bid vir Tannie Annetjie, Here. Met die siekte wat sy het, dat U asseblief met haar sal wees. Met die oom ook, Here, sal U asseblief van hulle albei krag gee. Here, so wil ek ook net graag bid vir ander persone, Here. Dat U met hulle sal wees. Raak hulle aan, Here, dat hulle gesond kan word. Here, ek weet self, U het my al gesond gemaak, Here. Soveel kere, so ek glo U kan hulle ook gesond maak. Dankie daarvoor, Here. Open ons oë, Here. Open ons oë, Heilige Gees, dat ons sal kan sien, Here, wat is dit wat U doen in die proses van heiligmaking. Amen. Ons gaan vanaand kyk na die teks van oordenking eerstens, en dit is Romeine 15 vers 16. Om 'n dienaar van Jesus Christus onder die heidene te wees, 'n dienaar van die evangelie van God, sodat die offer van die heidene welgevallig kan wees, geheilig deur die Heilige Gees. En dan gaan ons ook kyk na vanaand se boodskap, na die werk van die Heilige Gees in heiligmaking. Dit wat hy doen in daai proses. Nou uit hierdie verhaal wat ons nou gelees het, nou skryf Paulus aan Rome, hy skryf vir hulle, jy weet, hy verlang graag om na hulle te kom. Hy verlang graag om weer by hulle draai te maak. Maar vir nou moet hy eers nog gaan daar waar die evangelie nie verkondig is nie. Ons lees wel, as jy verder lees by daai gedeelte, dat hy gesê het, daar is nou 'n kans dat ek na julle toe kan gaan, as ek na Spanje toe gaan, as ek nou reg onthou. Daar gaan dalk 'n geleentheid wees, en dan sal ek by julle draai maak. Maar hy sê, hy is geroep tot die heidene, die mense wat nie die evangelie ken nie. En hy sê, hy is 'n dienaar van Jesus Christus, hy verkondig die woord van Jesus Christus, sodat die heidene tot bekering kan kom, sodat hulle geheilig kan word deur die Heilige Gees. Daai eerste heiligmaking, dat hulle geregverdig kan word, en dat hulle 'n nuwe persoon gemaak kan word. Maar dat ook nie net daar sal stop nie, dat deur wonderwerke en die dinge wat gebeur, deur die betrokkenheid van die Heilige Gees, dat hulle wandel en hulle dade ook welgevallig sal wees in die oë van die Here. Dat die offer wat hulle bring, wanneer hulle tot bekering kom, wanneer hulle gered word, welgevallig sal wees. Van hulle bekering tot dat hulle sterf. Maar wat het ons gelees? Wie is dit wat betrokke is? Wie is dit wat dit doen? Die Heilige Gees. Die vers is spesifiek, geheilig deur die Heilige Gees. En dan sê Paulus deur kragte en wonderwerke. Waar kom daai kragte vandaan? Hoekom vind daar wonderwerke plaas? As gevolg van die Heilige Gees wat sy krag uitstort. Wat sy krag gee, wat mense leiding gee, wat mense ondersteun. Maar geliefde, is vir ons om eintlik nou te verstaan, wat is die werk van die Heilige Gees? In heiligmaking is dit seker 'n kritiese punt om te weet, wat is heiligmaking? So een van die wat ook vrymoedigheid het om te wil sê, wat is heiligmaking? Om meer soos Jesus te word. Nou, as dit 'n bietjie anders te stel, sal ons dit sê, dis 'n proses wat begin nadat 'n persoon gered is, waar hy sy wandel, waar hy sy persoon aanpas
om meer te word soos Jesus, om meer heilig te leef. En dan is hierdie proses ook dan behoort dit ook uit te draai op 'n krisis van heiligmaking, wat ons môre aand gaan by stil staan. Maar vanaand gaan ons spesifiek praat oor die algemeen in die heiligmaking. Wat is dit? Wat doen die Heilige Gees in dit, sodat ons, sy kinders, heiliger kan leef? Dat ons heilig kan wees soos ons Vader wat in die hemel is. Dat ons heilig kan wees soos die een wat in ons hart is. So dit is so ons gaan juist daarna kyk oor wat die Heilige Gees daarin doen. Wat is sy doel? Wat is sy werk daarmee? En dan graag wil ek ook net vir julle sê, hierdie doel van die boodskap is dat ons die Heilige Gees sal raak sien in ons alledaagse wandel. Dat ons sal kan sien, wat is dit wat hy doen, sodat ons kan groei. Sodat ons volwasse kan word in ons geloof. Volwasse kan word in heiligmaking. Dat ons nie net verlore babietjie sal wees, wat gered is en net daar gelos is nie. Maar, dat ons sal groei. Dat ons sal groei en groei en groei, dat ons almal volwasse kan wees. Dat die vrug van die Gees in ons lewe gevind kan word. Dat as ons voor die Here sal verskyn, wanneer ons sterf, of as hy nou kom, dat hy die woorde kan uiter, mooi so my getroue diensknegt. Daar is 'n pragtige vers in Romeine 12 vers 1, wat hy sê, ek vermaan julle dan broeders, by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Om geheilig te word beteken om jou lewe te gee vir die Here as 'n offer. Neem my lewe. Maar ons gaan nie te ver daarin gaan nie, want dit begin al hoe meer grens aan môre aand se boodskap. Maar juis met dit in gedagte, is dit uiters belangrik vir 'n persoon, nadat hy gered word, daai eerste oomblikke in sy bekering, wanneer hy nog 'n ou babatjie is, waar hy nog melk drink, waar hy nog baie vatbaar is vir dwalings en. Is dit krities vir 'n persoon om te besef dat hy gered is. En ons sien ons eerstens dat die Heilige Gees getuig aan die gelowige van sy verlossing. Die Heilige Gees wys vir daai persoon, jy is gered. Dis 'n kritiese punt. Dan sê Romeine 8 vers 16, die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Geliefde broers en susters, as jy gaan kyk na 'n mens wat tot bekering gekom het, as daai persoon nie sekerheid het van saligheid nie, as hy nie seker is wat het nou met hom gebeur nie, as hy nie die volheidsbeeld het van, hoorie, ek is nou 'n kind van God nie, is dit 'n probleem. Hoe kan iemand wat onseker is, weet waarna hy moet streef? Ek meen, as ons gaan kyk, in die verlede was daar 'n tyd gewees dat as jou pa 'n boer was, dan het jy 'n boer geword. Of as jou pa 'n myner was, dan het jy 'n myner geword. En so kan 'n mens aanhou. Maar die seun het altyd in die voetspore van sy pa gevolg. Dit wat sy pa gedoen het, dit het hy geword. En dan lees ons ook in 1 Petrus 1 vers 16 wat hy sê, wees heilig, want ek is heilig. God sê dit. My kinders, wees heilig, want ek is heilig. Maar geliefdes, as daar 'n persoon is wat nog nie daai standvastigheid het nie, wat nog deur die wind rondgegooi word, in ongeloof,
Hoe kan daai persoon dan nou weet wat se rigting moet hy gaan? Is hy nog 'n kind van Satan? Is hy nou 'n kind van God? Is ek waarlik gered? Of is ek nog steeds ongered? In die klas het Dominee Jurg ons geleer, die Satan speel 'n gitaar van 2 snare. Vir die ongeredde speel hy, jy is gered. En dan vir die redde speel hy, jy is ongered. Want hy wil twyfel saai in die hart van die kind van God. Want as hy dit reg kry, dan breek hy alle motief van 'n persoon af, om te wil doen wat reg is in die oë van die Here. Oombliklik. Daarom is dit nodig, daarom is hierdie belangrike kritiese punt baie belangrik vir 'n persoon. Dat hy sal weet hy's 'n kind van God. En die Heilige Gees doen dit. Hy kom en hy getuig aan jou, jy is 'n kind van God. So ruk terug het daar 'n bietjie geleentheid gehad en dit is 'n wonderlike verhaal wat ek dalk later in die kombuis sal vertel, wat ek vir julle in die kombuis sal vertel, en dit was van 'n seun wat ek die geleentheid gehad het om die evangelie te vertel. En nadat ek die evangelie vir hom getel het, hom gesê, wil jy 'n oorgawe maak? Hy het gegaan en het gebid. En ek het vir hom gesê, as jy waarlik vandag jou hart vir die Here gegee het, dan sal daar 'n resultaat, daar sal iets wees in jou lewe wat anders is. En jy sal dit agterkom, jy sal dit weet. Dit was dalk nie my spesifieke woorde nie, maar dit was in daai rigting. En so 'n dag of 2 later het hierdie persoon vir my 'n WhatsApp gestuur en hy het vir my gesê, daar's waarlik, ek is nie. Ek het verander. Ek is nie meer dieselfde persoon nie. Hy kon sien in sy lewe daar's 'n verandering. Sy gees het saam met die Heilige Gees aan hom getuig. Jy is nuut gemaak. Jy is 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het nou verbygegaan, jy het nuut geword. Nou, mooi, die kind van die Here, hy besef hy's 'n kind van die Here. Hy besef nou sy vader is nie meer die Satan nie. Sy vader is nou God. En nou wat wil hy doen? Net soos die persone in die verlede, net soos die seuns in die verlede in hulle vader se voetstappe wou gevolg het. So wil hy nou doen. Ek wil nou meer wees soos Jesus. Ek wil nou in sy voetspore volg. Daarom is dit baie belangrik. En dis die heel eerste fondament wat gelê moet word in die proses van heiligmaking, is dat daai persoon 'n kind van die Here moet wees. Dis belangrik. En as hy dit nie weet nie, hoekom sal hy dan wil streef om meer te word soos Jesus? Maar as hy dit weet, dan sal hy in dankbaarheid meer wil word soos Jesus. En dan sien ons ook, geliefdes, dat nadat die Heilige Gees hierdie sekerheid in die hart van mense bewerk het, die eerste stapie is geneem. Nou begin hy met die proses. Nou werk hy met hierdie persone proses deur. En dan sien ons in die tweede gedagte dat die Heilige Gees ondersteun die gelowige in gebed. Ek lees vir Romeine 8 vers 26 tot 27. En net so kom ook die Gees ons swakhede te help. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Nou wanneer 'n kind van God na die Here bid, tot die Here bid, help die Heilige Gees hom. Hy lei hom in daai gebed, hy dra hom in daai gebed. Daar's miskien van u wat al hier gesit het, wat vir die eerste keer toe jy moes voor 'n groep mense gebid het, eers gevra het, Here help my. Here lei my in hierdie gebed. En dan as jy begin bid, dan voel jy hoe die Heilige Gees jou daarin help. Hoe hy jou daarin lei. En wat mooi is as mens kyk na die vers is, hy kom daarop neer en hy sê,
Dit wat jy na moet bid, dit wat belangrik is dat jy bid. In jou dwaasheid, in dit wat jy kort kom, gaan die Heilige Gees dan en hy kleer die res van die prentjie van jou gebed in. Daar wat jy in kort kom, vul hy. Ons weet in 1 Korintiërs, nie noodwendig almal weet nie, in 1 Korintiërs 1 vers 25 lees ons, want wat dwaas is by God is wyser as die mense, en wat swak is by God is sterker as die mense. So daar waar ons bid, en ons in ons ou eenvoudigheid en in ons dwaasheid, en ons wysheid wat vir God dwaasheid is, bid, dan kom help die Heilige Gees. Hy kom tree vir jou in. Hy help jou, ja, hy lei jou klaar in jou gebed. Maar hy kan jou net so ver help soos wat jy al gegroei het. Onthou dit. Maar dan sien ons ook, die Heilige Gees daar's 'n rede hoekom hy jou help. Hoekom bid ons? Hoekom bid ons? Om die Here se aangesig te soek. En in my hart wil ek waarlik net hê, dat wanneer ons bid, met ons gebede nie wees, Here, gee my, gee my, gee my, gee my. Maar dat ons die aangesig van God sal soek, om 'n verhouding te bou. Maar geliefdes, hoe is dit moontlik om 'n verhouding te hê met God, as dit net jy is wat die hele tyd eerstens vra vir goed? Of net jy is wat praat? Gebed is meer as net om te bid tot die Here, te praat met die Here. Gebed is 'n gesprek tussen jou en God. 'n Gesprek waar jy sit en jy bid en jy die woord van die Here oop by jou. Waar die Here dan antwoorde gee op jou gebede, waar hy jou dan lei in wat jy moet doen in die toekoms. Die ander dag het ek vir julle gesê, ons moet die Here vra, gister het ek vir julle gesê, julle moet die Here vra. Julle moet die Heilige Gees vra, lei my. Wat is dit, wat is die take wat ek moet doen om U te kan dien? Wat is die take wat ek moet doen om hierdie liggaam te laat funksioneer? En wat wonderlik is in hierdie tyd, in hierdie gesprek met die Here, praat hy dan met ons. Hy wys vir ons vanuit sy woord, Hebreërs 1 vers 1, nadat God baie kere en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. Dit is die woord van God, dit is die Bybel. Hy praat met ons, hy het 'n gesprek met ons. En in hierdie gesprek, eerstens lei die Heilige Gees ons om te kan bid. Dan gaan hy nog voort en hy tree nog vir ons in wanneer ons bid. En dan gaan hy nog verder voort en wanneer ons dan nou in hierdie gesprek met God die woord lees, wys hy vir ons vanuit die woord, wat is dit wat God se wil is vir ons. Hy gooi vir ons lig op die gedeelte, dat ons kan leer, dat ons kan verstaan. Hoe is dit wat ek moet verander? Hoe is Jesus? Hoe was Jesus toe hy op die aarde gewandel het? Wat is die karaktereienskappe van God? Wat is dit van Jesus wat so wonderlik is? Wat beteken liefde? Wat beteken eenheid? En hy wys vir ons hierdie wonderlike goed vanuit die woord. En hy wys hy ook in ons lewens vir ons, hoorie, maar dit is waar jy kort kom. Dit wat jy hier lees, moet jy by jou lewe byvoeg. Maar weer eens, jy kan dit nie by jou eie lewe byvoeg nie. Ek moet dit doen. So die Heilige Gees ondersteun hierdie hele gesprek. Van die begin tot die einde. Wanneer ons bid in die Heilige Gees, deur sy leiding. En dan sien ons ook die derdens, dat wanneer nadat hy die Heilige Gees nou jou gewys het vanuit die woord, jou geleer het vanuit die woord, wanneer God nou met jou gespreek het,
kom die Heilige Gees dan en herinner die gelowiges aan die woord. Aan dit wat jy geleer het. Johannes 14 vers 26, maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Ons het reeds na die vers gekyk toe ons gefokus het op die idee dat die Heilige Gees 'n persoon is wat kennis het. En vanuit hierdie vers was dit ook duidelik gewees dat die Heilige Gees kennis het. Maar nou vir vanaand se boodskap en in konteks van vanaand se boodskap word die klem gelê op die woord herinner. Herinner. En Jesus het hierso vir sy disippels ook nou gesê, die Heilige Gees, die Trooster gaan kom. En dit wat ek julle geleer het, daarvan sal hy hulle herinner. En dis hoekom dit voordelig was, en dis hoekom dit nodig was. Dit was nodig dat hulle geherinner sou word. Want toe Jesus op die aarde was, het hy nie net boodskappe gebring van bekering nie. Hy het boodskappe van heiligmaking ook gebring. Die saligsprekinge. Hy wat 'n vredemaker is. Salig is hy wat 'n vredemaker is. En so is ook nog klomp ander heiligmakingsboodskappe wat Jesus gebring het. En die Heilige Gees herinner hierdie apostels van dit, sodat hulle wandel in lyn kan wees met die goeie nuus wat hulle verkondig het. Iemand wat die goeie nuus verkondig, mag glad nie wandel volgens die goeie nuus nie. Vir mense wat dit weet van hom, wat hom ken, is daai boodskap dood. Daarom het die Heilige Gees hulle onthou daarvan. Maar nie net het hy hulle onthou van hoe om heilig te leef, hy het hulle ook geonthou van hoe om bekering is. Wat is hierdie goed wat Jesus vir hulle geleer het, om die boodskap te kon lewer, om die boodskap vir ander mense te kon vertel. Sê die Heilige Gees herinner 'n mens. Vir ons herinner die Heilige Gees dag na dag, tensy jy hom stil gemaak het. Want ons kan die Heilige Gees in ons binneste stil maak. Maar die Heilige Gees hou ons hand vas. En hy wandel saam met ons, en hy loop saam met ons, en hy bly by ons. En hy onthou ons van dit wat ons geleer het, toe ons tyd gespandeer het, saam met die Here in gebed. Of herinner ons aan dit wat ons gehoor het, toe daar 'n preek gelewer was. Of toe jy 'n getuienis gehoor het. En dan so kan 'n mens aangaan uit verskillende omstandighede. Selfs waar iemand anders se lewe vir jou vermaaning was. Die Heilige Gees onthou 'n mens daarvan. Hy herinner jou. Jannie, jy moenie so vinnig toornig word nie. Pieter, jy moenie so vinnig mismoedig word nie. Onthou die woorde wat ons die ander aand gelees het. Ek is met jou. Jy moet stadig wees om toornig te word. Nie vinnig nie. En hy herinner mense aan die woord van die Here. En dit bring 'n duidelike verandering in 'n mens se gemoed. In 'n mens se wandel. Want in plek daarvan om nou te kies, ek gaan soontoe. Omdat die Heilige Gees jou herinner, kies jou, wag. Ek gaan nou dit doen. Ek gaan nou doen wat goed is, wat reg is. Jakobus sê, hy wat iets goeds kan doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. En dan loop jy en dan wandel jy en dan dink jy aan iets wat jy moet doen, is miskien 'n papiertjie wat op die grond lê. En dan dink jy, ag nee, wat is oukei. En dan kom daai vers in jou gedagtes op, iets wat baie gebeur met my. As jy iets goeds kan doen en dit nie doen nie, vir jou is dit sonde. En hy herinner my aan die woord
van die Here. Hy herinner my aan hoe Jesus was. Die Heilige Gees leer vir ons vanuit sy woord, wie was Jesus? Ons het nou reeds dit genoem. Maar dan deur om te kyk na Jesus. Deur om te kyk, wat is dit wat hy gedoen het? En dit toe te pas in my eie lewe. Die Heilige Gees bemoedig jou. Hy roep jou tot heiligheid. En dan help hy jou, hy gee jou die krag daarvoor, om dit te kan doen wat reg is. Dis wonderlik. Dis 'n regte genadegawe van God, dat ons krag kan ontvang, om hierdie dinge aan te pak, om te doen wat reg is in die oë van die Here. By die skole, dis eintlik hartseer as ek nou daaraan dink, want nou is dit net 'n tipe van 'n fashion statement, verskoon die Engels, maar dis al wat dit is, maar daar's mense wat nog die bandjies dra, en dis 'n goeie ding, dit herinner hulle, waarop staan WWJD, of nou moet ek sê Afrikaans onthou, WSJD. What would Jesus do? Wat sou Jesus doen? Dan kom die Heilige Gees. Wat sou Jesus gedoen het? Wat sou hy in hierdie omstandighede gedoen het? En as jy so tussen die oë geslaan en besef, wat ek doen is verkeerd. Ek moet nou doen wat reg is. Ek moet nou in geregtigheid gaan wandel. Ek moet nou die wil van die Here doen. Baie kere hoor jy die getuienis van kinders van die Here, waar hulle geroep is tot diens, om te preek, om 'n evangelis te word, om 'n sendeling te word, hoe ook al. Waar hulle daarvan wegvlug. Die heeltyd wegvlug. En ek dink nou terug aan 'n verhaal van iemand wat dit gedoen het. Ek is nou nie seker van die verhaal presies wie dit mee was of enigiets van so aard nie, maar dit maak nie saak nie. Is hierdie persoon het baie moeilike tye in sy lewe deurgegaan. Want die Here het hom geroep tot diens en hy het dit nie gedoen nie. En op een of ander manier het dit gebeur, daar was 'n draaibank. Ek is nie seker waar ek die verhaal gehoor het nie. By oom. Okay, maar dis reg. Maar daar was 'n draaibank gewees. En ek weet nie hoeveel van u weet hoe gevaarlik is dit eintlik 'n draaibank nie. As daar op 'n manier 'n stuk van jou kleed in daai ding ingaan, dan kan jy dankbaar wees as jy die mou afruk. Maar dan kan jy ook dankbaar wees as jy jou arm van jou lyf afgeruk het en nie jou heeltemal daarin getrek het nie. Maar dit op 'n manier gebeur dat daar met hierdie draaibank een of ander stok of 'n ding was, of 'n staalrod of iets soos dit, en het die persoon hier geslaan. En toe kom haar stem deur, sal jy nou gaan? Heilige Gees, sal jy nou gaan? Gaan jy nou doen wat reg is in die oë van die Here? Gaan jy nou jou take verrig, wat nodig is dat hierdie liggaam kan funksioneer? Vermaanend. Hy vermaan die persoon van binne. Hy onthou die persoon van binne. Wat is die gesprekke wat hy met God gehad het? Hy onthou julle van die gesprekke wat u al met God gehad het. Wanneer jy sit en jy het by geleentheid gesê, Here, help my. Soms kom die Heilige Gees en onthou hy jou net. Onthou jy daarvoor gevra, né? Onthou om dankie te sê. Die Heilige Gees herinner ons aan die gesprek wat ons met die Here gehad het. Hy herinner ons aan wat reg is in die oë van die Here. En dan sien ons ook nou laastens, sien ons dat die Heilige Gees bewerk vrug in 'n mens se lewe. Nou, ek en my verloofde, kan so ietsie nuuts begin, waar ons saam bekende versies begin sing. En dis nou een van die versies wat ons so saam sing, en dis wonderlik. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid,
vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Geliefde broers en susters, wanneer daar by 'n kind van God groei is in heiligmaking, wanneer die Heilige Gees in hierdie persoon se lewe werk, dan is daar 'n resultaat wat kom, 'n vrug wat gelewer word. En dit is wonderlik. Dit is wonderlik om dit te kan sien by ander, maar dit is ook wonderlik om dit te kan sien hoe jy self groei. En net God kan dank daarvoor. Die Heilige Gees kom en in hierdie hele proses vorm hy jou. Hy maak jou na sy wil. Ons het nou gesing, ek kan nou die spesifieke woorde onthou nie, maar breek my, smelt my, vorm my, Heilige Gees. En dis wat hy doen. En as hierdie beeld wat hy vorm, hierdie proses verby is, dan is daar 'n resultaat. Daar's 'n vrug wat gelewer is. En dis kosbaar. En as ons gaan en ons kyk na hierdie gedeelte, Galasiërs 5 vers 22, dan sien 'n mens, dis asof jy dit kan opdeel. Liefde, liefde vir God, liefde vir jou naaste. Maar ook dan blydskap en vrede, wat ook op sy eie staan. En dan lankmoedigheid, vriendelikheid, geaardhede, goedheid en getrouheid. Goedheid en getrouheid is jou wandel. Lankmoedigheid en vriendelikheid is jou geaardheid. En dan sagmoedigheid en selfbeheersing is waar daar beheer toegepas word in jou lewe. Om krag onder beheer te hou. Om nie te gaan doen wat verkeerd is nie. En so kan jy dit opbreek in hierdie kategorieë. Maar dit is kosbaar. Want hierdie resultate word in ons lewe gebring. Ons lees in die Bybel dat hy wat my kind is, dat hy wat God se kind is, liefde in hom het. En as daar nie liefde in hom is nie, kan hy nie God se kind wees nie. Want wanneer 'n persoon wedergebaar word, kom die Heilige Gees in 'n persoon in. En God is liefde. So 'n persoon wat kry eerstens daai liefde in sy hart. 'n Liefde vir sy naaste en 'n liefde vir God. Om te doen wat reg is in die oë van die Here. Maar dan sien ons ook 1 Korintiërs 10 vers 13, geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie, maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee sodat julle dit sal kan verdra. Die Heilige Gees gee vir ons die krag. Hy gee vir ons 'n weg uit om te doen wat reg is in sy oë. En dan, geliefde broers en susters, wanneer ons dan kies om die regte ding te doen, dan is daar 'n resultaat in ons lewens. Daar's 'n gevolg, daar's iets wat volg. Daar is 'n reaksie op die aksie. En dit is dus dat daar vrede in ons lewe is. Blydskap. Jakobus 1 vers 12 sê, salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof aan die wat hom liefhet. Hierdie kroon van die lewe is dieselfde as om te hoor, daai woorde te hoor, mooi so my getroue diensknegt. Dis 'n beloning. Dit wys nie op die ewige lewe nie, ek wil dit wel net noem. Maar is 'n kroon wat geontvang kan word wanneer jy die toets deurstaan. Wanneer jy die weg kies wat Jesus vir jou gee, wat die Heilige Gees vir jou uitwys. Wanneer hy jou herinner aan dit wat jy geleer het vanuit sy woord. Maar die vers sê iets, salig is die man wat versoeking verdra. Daar is 'n resultaat. Hy het saligheid, hy het vrede in sy siel. Hy het vrede in sy gemoed, omdat hy nie sonde gedoen het nie. Hy het miskien vrede in sy gemoed, omdat hy lankmoedig was. Dat hy nie gou toornig geword het nie. Dat hy vriendelik was. Maar ook dat hy gedoen het wat reg is, hy het goed gedoen.
Dat hy getrou gewandel het aan die woord van die Here. Dat hy lojaal was teenoor God. Dat hy miskien sagmoedig gewandel het. Dat hy sy krag, dit wat hy het in beheer gehou het, sy miskien sy autoriteit in beheer gehou het. Of die idee dat hy dalk nie vir 'n versoeking ingegee het nie, en hy het selfbeheersing in sy lewe gehad. Daar was 'n resultaat. Jannie, wat nou vandag toornig geword het, Jannie is nou anderste. Jannie het verander. Lyk my Jannie het selfbeheersing geleer. Die Heilige Gees werk met 'n persoon. En hy laat hierdie vrug in 'n persoon se lewe tevore kom. Hy vorm jou, hy maak jou, hy smelt jou, hy breek jou. In Psalm 51 lees jy van Dawid wat skryf, my bene was verbrysel. En wag om weer blydskap te hê en te juig, te kan juig as ek nou reg onthou. En dan lees jy in Job, waar hy sê dat dieselfde hand van God, wat die bene verbrysel, is die hand wat die bene kan herstel, wat gesond maak. In hierdie proses vorm die Here jou. Hy leer jou wat is reg. Hy leer jou wat is goed. En dis omdat hy binne jou kan wees, nie die goed vir jou te kan toon. Die Heilige Gees wys jou, hy lei jou. Die trooster, hy vat jou by die hand. En hy het jou in sy hand. Maar hy vat jou by die hand en hy lei jou in hierdie proses. Hy gee vir jou die krag. Hy gee vir jou al hierdie dinge. En dis kosbaar. Ten slotte, nadat 'n kind gered is, 'n kind van die Here gered is dit eerstens belangrikheid dat daai persoon 'n sekerheid in sy hart verkry, dat hy 'n kind van God is. En die Heilige Gees, saam met daai persoon se gees, getuig aan daai persoon dat dit gebeur het. En dan het daai persoon die vrymoedigheid om te doen wat reg is in die oë van die Here. Dan wil hy doen wat reg is in die oë van die Here. Nadat daai eerste trappie geneem is, en die persoon 'n verhouding het met die Here, waar hy begin Bybel lees, waar hy begin bid, dan lei die Heilige Gees hom ook daarin. Want hoe sal 'n persoon geweet het wat is heiligheid, as hy nie geweet het wie is God nie? So hy leer 'n persoon, wie is God, wat is God se wil? Maar dan ook wanneer jy bid, dan tree hy in vir jou, en hy help daai gebed uit. Omdat ons dwaas is, omdat ons maar ook min kennis het. En dan weet ons ook, dat die Heilige Gees dan gaan, en dan juist daai sessies, waar jy met die Here tyd gespandeer het, onthou hy jou van wat jy geleer het. Onthou hy jou van wie is God. Onthou hy jou van wat sou Jesus gedoen het. Hy onthou jou dit. Sodat jy die regte keuses kan maak, wat reg is in die oë van die Here. En dan op die uiteinde, soos wat jy groei in hierdie heiligmakingsproses, soos wat 'n persoon groei in hierdie heiligmakingsproses, gaan daar op die uiteinde 'n resultaat wees. Daar gaan 'n vrug wees. Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Daar gaan 'n vrug wees, 'n resultaat wees. En as dit nie was vir die Heilige Gees nie, sou dit nie kon moontlik wees nie. Daarom, vir u wat hier sit, u moet begin herken, wat is dit wat die Heilige Gees doen,
sodat u meer kan word soos Jesus. Sodat u verhouding kan groei met God. En al hoe meer en meer u dit gaan besef, en al hoe meer en meer u gaan besef, u is afhanklik van die Heilige Gees in dit, hoe meer gaan u ook groei. Soos daai eerste keer wat jy al dalk al gebid het en gesê het, Here, lei my in hierdie gebed. En lei die Heilige Gees jou. En hy lei jou, en hy help jou, en hy dra jou, en hy vermaan jou. En hy wys vir jou wat is die regte weg. Vanaand wil ek hier op u roep. Vanaand wil die Heilige Gees aan jou versoek maak. Hy vra van u, dat u asseblief vandag sal besef, dat hy u in hierdie proses dra. Nie help nie, dra. Dat as dit nie was vir hom nie, sou u nie 'n verhouding met God kon gehad het nie. Sou u die heeltyd gestruikel het. Sou daar nie hierdie resultate in die lewe kon wees nie. Gee dank aan hom. Maar ook, wanneer jy struikel, Heilige Gees, help my. Nader die Heilige Gees, vra verleiding, want hy is tog maar daar vir u. Maar gee ook ag op hom, wanneer hy u gehelp het. Amen. Gaan nou vir die mense wat inluister, so onthaalwe gaan ons die slotgebed doen en dan ook die slotlied sing en dan die uitspreek van die seën en dan daarna sal ons dan verenig in gebed. Kom ons sluit die oë. Almagtige Heer en Hemelvader, ek wil U dank, Here, dat ons U troon van genade kan nader, Here. Maar dat ons ook kan weet, Here, dat terwyl ek nou met U spreek, Here, dat U, o Heilige Gees, vir my intree in gebed. Dat U oordra wat ek regtig is, wat ek verlang, Here, dat U daai boodskap, dat dit wat ek nou vra, Here, dat U dit duidelik by die Here oorbring. Dat U nie net die woorde hoor wat ek bid nie, maar dat U my hartsverlange hoor wanneer ek vra na iets. Dankie, Here. Ek dank U, Heilige Gees, dat U ons ondersteun, dat U ons dra, dat U ons help om te groei in ons verhouding met God. Maar nie net ons help in hierdie groei met ons verhouding met God nie, Here, maar ons ook lei en ons herinner van dit wat ons reeds geleer het. Dat ons meer kan word soos U. Meer kan word soos Jesus. Dat ons kan volg in die voetstappe van Jesus. Maar Here, ek wil U ook baie dankie sê, Here, vir dat dit nie net nutteloos is nie, dat dit nie net 'n gejaag na wind is nie, Here. Maar Here, dat daar vrug is wat dan opgelewer word, wat gelewer word. Resultate wat kom, Here. Waar ons verander, waar ons liefde in ons hart het, Here. Waar ons vrede en blydskap kan hê, Here. Ek dank U daarvoor. Here, mag U naam verheerlik word. Wanneer ons nou saam gaan sing, mag U ook asseblief met hierdie gemeente wees, dra hulle, ondersteun hulle. Roep tot hulle, Here, dat hulle op die regte weg sal wandel. En mag hulle ook ag gee op U stem, Here. Amen. Ons gaan die lied sing, meer heiligheid gee my. Meer krag in gebed. Kyk, wanneer die lied begin, dan kan julle gerus staan en sing ons die lied saam. Sonne ins
bid om die seën van die Here. Ontvang die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met u elkeen wees en bly. Amen.